Die Here Jesus praat in Matteus 19 vers 23 en 24 met die disippels en hy sê vir hulle: Dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Nou, hierdie gedeelte het al baie interessante verduidelikings gekry, maar op die feit van die saak is, soos ek dit sien, is ons het hier eintlik met 'n absurditeit te doen. Ons weet mos, 'n kameel kan nie deur 'n naald se oog gaan nie. En die Here Jesus weet ook dat sy mense wat dit gehoor het, dit weet. Maar hy doen dit om iets baie belangrik ernstig te beklemtoon. In die burger van die 12de Mei van jaar sê die Rooms-Katolieke paus die volgende: Vermy rykdom ten alle koste. Nou, dis 'n baie interessante uitspraak ook van hierdie man. Maar in Lukas 12 vers 19 tot 20, onder andere, daar's meer aan hierdie gedeelte wat jy gerus kan gaan lees, sê ek daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En dan was daar ook 'n arme man met die naam Lazarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was selfs oortrek van swere, selfs die honde het daaraan hom kom lek. Nou, die gevaar van hierdie gedeelte is om te aanvaar, om te verkondig dat dit sondig is om ryk te wees. Om te sê alle ryk mense gaan nie hemel toe nie. En Paulus sê dit ook in Timoteus op 'n sekere manier. Hy sê daarvan in Timoteus 6 vers 9 tot 10. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Hy sê party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Dit lyk vir my, wat in hierdie gedeeltes eintlik vir ons gesê wil word, is dat daar is wel gevaar aan om geld na te jaag, om ryk te wil wees, maar dan ten koste van dit wat jy verloor. Ten koste van jou afhanklikheid aan die Here. Baie mense besit genoeg vir die res van hulle lewe. Hulle sal seker nooit weer finansiële probleme hê nie, en dit maak hulle so onafhanklik, selfs van God. Maar dit is gevaarlik. Ek dink die regte manier om na geld en rykdom te kyk is 2 Korintiërs 9 vers 11, waar Paulus sê, hy maak julle, dis nou God, hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. As jy te ryk is om vrygewig te wees, is dit gevaarlik. Maar as jy ten spyte van jou rykdom nog vrygewig kan wees, dan glo ek, is jou saak nog steeds reg met die Here. Kom ons kyk na rykdom op die regte manier, gebruik dit op die regte manier, en die Here sal ons daarvoor eer. Loop mooi.